Antwoord nommer 2 wat ons hier kry, vriende, is die Here ontbloot sonde, sodat genade kan begin werk. Ek sal vir jou 'n oombliekie gee om te skryf. Ek het vir jou gesê, jy gaan moet vashou, want dis nie 2 versies nie. Ons het 10 verse om deur te gaan, maar moenie worry nie, ons is amper, ons is meer as halfpad, né? So antwoord nommer 2, die Here ontbloot sonde, sodat genade kan begin werk. Vers 7 sê, toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek loetjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref, en hulle het loetjies getrek, en wie is uitgewys? Jona, vriende, is uitgewys. Nou kom ons praat ek gou oor hierdie loetjie deel. Nou dis die loetjies wat ek en jy vandag gaan koop by ons kinders se skole nie, né? Koop 'n loetjie, R50. Dis nie daai loetjie nie. Hierdie loetjies was gekleurde klippies wat hulle gebruik, en dit was nie kansspel nie. Dit was regtig deel van die antieke gebruik, en hulle het regtig geglo dat hulle gode, dit was 'n heidense gebruik, maar hulle het regtig geglo dat hulle gode die uitkoms van daardie lot sal bepaal. So dit was nie dat hulle nie gedink het nie, maar ek en jy weet, Spreuke 16 vers 33 sê, mense kan loot, maar wie bepaal die uitkoms? Die Here, vriende, bepaal die uitkoms. So wat hier gebeur, hierdie storm wat kom, is nie per toeval nie. Wat hier gebeur is in daardie oomblik toe Jona daar is, hy probeer alles wegsteek, kom ontbloot die Here sy identiteit vir al daardie mense. Hy kom ontbloot die feit dat hy besig is om te vlug. Hy ontbloot vir hulle in daardie oomblik dat hy ongehoorsaam is en hy vlug van die Here op die see, waar hy nou 'n storm ervaar, wat die Here self gemaak het. En Jona het weet. En Numeri 32 vers 23 in die ou vertaling sê, julle sonde sal julle uitvind. Ek dink die nuwe vertaling praat van agterhaal of so iets. Reg? Julle sonde sal uitgevind word. En dis presies wat hier kom gebeur. Die Here kom vind Jona se sonde uit. Jy kan nie vlug daarvan nie, vriende. En in daardie oomblik sien almal wat op daardie skipie is, hierdie man is ongehoorsaam. En hulle kom vra hom al hierdie vrae. En in vers 9 gee hy vir hulle die volgende antwoord. Hy sê, Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Vriende, hierdie is 'n merkwaardige uitlating. Maar ook 'n ongelooflike teologiese, pragtige, mooi antwoord vir iemand wat besig is om te vlug. Want hy sê, hy roep hom aan, ek is 'n Hebreër. Wie dien ek? Die Here, die God. En dit is, hy roep in daardie oomblik, God aan sy verbondsnaam. En dit verander die hele prentjie, want hier erken Jona, hy's besig om te vlug van die Here, wat die aarde geskep het, wat die see en die vasteland gemaak het. Dis van wie hy vlug op hierdie oomblik. En daarom moet jy kennis neem sy woorde. Sy woorde is pragtig, is teologies korrek. Ek dien die Here, maar sy lewe ego nie dieselfde nie. En ek en jy moet oppas dat ons in hierdie struik val, vriende, dat ons woorde mooi klink, maar wanneer ons uitstap, en ons het baie getuienisse hiervan, dan klink my woorde en my testimony, hulle kom nie by mekaar uit nie. En hierdie is, vriende, ek het gepraat oor ironie in hoofstuk 1. Hierdie is een van die skerpste ironieë. In Matteus 5 vers 8 het Jesus dit klaar vir ons gesê. Hy sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Hoor wat sê Paulus? Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. En vriende, dis ongelooflik om vir myself te kan sê, weet jy wat, ons almal wat hier vandag is, en wat uitsien na die pannekoek, ons kan hier kom sit op 'n Sondag, ons kan die regte liedjies sing, ons kan die regte woorde sê, maar ek en jy moet kan terugstaan en kan vra, Here, al doen ek alles reg, is ek nog steeds besig om gehoorsaam te wees aan dit waarvoor U my geroep het. Ons het vir mekaar gesê, antwoord 2 is die Here ontbloot sonde. Hy ontbloot sonde sodat genade, vriende, kan begin werk. En daarom wil ek hê jy moet verstaan, wanneer die Here sonde in ons lewens kom ontbloot, dan is dit omdat hy genadig is. Dis nie omdat hy jou wil vernietig nie, vriende. En hier in vers 12 sien ons wat gebeur. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see. Hoekom? Dan sal dit kalm word, want ek weet dit is oor my. Hy weet in hierdie oomblik dit is oor sy sonde, dat hierdie groot storm om hulle woed. Hy weet in daardie oomblik, dis omdat hy daar is, omdat hy gedoen het wat hy gedoen het, dat hulle sit en ander mense se lewens, in gevaar stel.
Maar die goeie nuus wat ek en jy het, vriende, is dit maak nie saak hoe die Here die sonde in jou lewe kom ontbloot nie. Of dit nou deur omstandighede is, of dit deur mense is wat om jou is, nee, ons praat van accountability, of dit deur die Heilige Gees is. God wil jou nie vernietig nie. Hy wil jou nie vernietig as hy daardie sonde kom ontbloot nie, maar wat hy wil doen is hy wil jou kom herstel. Amen. Hy wil vir my en jou kom herstel. So enigiets wat hy in my en jou hart openbaar, gaan hy gebruik om genesing te bring. En ons lees in Johannes 1 vers 9, dit staan so pragtig, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle onregtigheid. So vriende, wanneer ek en jy ons sondes bely en dit word ontbloot, dan moet ons verstaan, dis nie die einde van die situasie nie. Dis nie die einde nie, vriende, dis slegs die begin van God se genade om in my en jou hart te kan begin werk. En Jona het gekom, hy het bely, hy het kom sê, ek is jammer, dis volgens my dat ons in hierdie situasie is, en in daardie oomblik het die manne wat op daardie skip is, besluit gehad. Of ons gaan hom uitgooi, of ons gaan harder begin rooi. En toe hulle harder begin rooi, wat gebeur? Hulle gaan nêrens nie, hè? Hulle gaan absoluut nêrens nie. En dit moet vir my en vir jou wys, vriende, ons kan nie onsself red nie. Ons kan nie onsself red nie. Ek en jy het 'n redder nodig. Maar dan moet 'n offer wees. Dan moet 'n offer wees wat gebring word aan die tafel om te sê dat die Here kan begin werk.